baie welkom as jy die eerste keer hier is by ons, van my kant af ook. Jy het op 'n goeie Sondag gekom. Ons begin met 'n nuwe reeks vandag, wat getitel is, Ongelooflik. En dan die geloof groter. En dit handel oor mense in die woord, in die Bybel, wat dinge in die gesig gestaar het, wat onmoontlik gelyk het. En dinge het so uitgewerk, deur geloof, dat hulle kon terugkyk, ons kan terugkyk vandag op daai stories en sê, ongelooflik. Ek wil jou vanoggend herinner, dis dieselfde God. Dis dieselfde God van Noag, van Daniel in die leeukuil, Joshua, van die Elia en die Baal-profete. Dis dieselfde God wat daai wonders doen, dieselfde God wat iets in jou lewe wil doen vandag. Hierdie situasies in ons lewens, en miskien staar jy so iets in jou gesig tans, wat vrees wil uitlok, en geloof wil afdruk, dood versmoor. Miskien is dit 'n oorweldigende situasie. Hierdie is vir jou. Hierdie is vir jou. Hierdie mense soos Noag en ouens waaroor ons gaan praat, het anders geleef as die ander mense in hulle era. Hulle het nie bloot ingemeng nie, ingeblend nie. Hulle was hoë definisie Christene. As jy 'n bietjie met rekenaars en goed werk en foto's, dan gaan jy agterkom, daar's lae definisie. Ek sien hulle noem dit SD, Standard Definition. Vir my voel dit low definition. As ek daar dink kyk, dan sien ek die blokkies. En dan kry jy high definition, wat duidelik, en ek hoor jy kry ultra high definition, gerief, uitkei. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar jy sien verskriklik goed. En soms dink ons, dis alright om 'n lae definisie Christen te wees, 'n standard definition. Ons blend so in, mense kan nie mooi sien, hey, ons is anders nie. Ons is deel van die uitverkorenes wat God gered het. Dan blend ons in. En so die tema vanoggend is HD gelowiges, high definition. Dit wat God in ons inwerk, moet ten volle uitgewerk word en blom, sodat mense kan sien wie God is. Lae definisie Christenskap is gevaarlike Christenskap. Flow definition. Pas op dat jy nie lou is nie. Dan spoeg ek jou uit. Lae definisie Christenskap is gevaarlik, want jy kan jou hele lewe deurleef, dink jy's gered, maar jy's verlore. Vrug sal ons altyd verklap. So ook die afwesigheid van vrug. So die hoop is vanoggend dat die Here vir ons nuwe hoop gee. Dat wat ook al voor jou staan, miskien is dit 'n gewoonte sonde, miskien is dit jou hele lewe is buite Jesus, en jy besef dat jy weet nie wat om te doen nie, dat hy ons deur hierdie wat ook al voor jou staan sal vat, in dit wat hy vir ons het. Dat ons sy genade kan beleef. Ek dink in die storie wat ons vanoggend gaan lees, is daar 'n sleutel wat ons maklik mislees, omdat ons oorbekend is met van die stories in die Bybel, wat ons gaan help om uit ons lae definisie Christenskap uit te stap in ultra high definition Christenskap. Dat ons sal lyk soos Jesus ons wil laat lyk. Daar's 'n sleutel wat ons baie maklik mis. So jy kan jou Bybel oopmaak by Genesis 6. Dis net na die indeks, as jy onseker is. As jy wil Bybel roulette speel, vat vlak. Moenie diep vat nie. By the way, dis nie die beste manier om jou Bybel te lees nie. Lees hom sistematies, lees vinniger, stadige spoed, die hele boek op een slag, 'n stukkie van die boek. So ek gaan vir ons lees uit Genesis 6 vanaf vers 8. Dis 'n bietjie langer stukkie wat ons gewoonlik lees,
maar ek vertrou die Here vir ons opnuut iets hieruit sal wys. Maar Noag, sê gou vir die persoon langs jou, maar Noag. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag, hoor hoe beskryf Moses hom, 'n regverdige man, onberispelik, dit plaat van amper perfek. Onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns verwek, Sem, Gam, Jafet. Aanlakkie met die name. Die aarde was deur en deur sleg voor God. Die aarde was vol geweld. God het gekyk na die aarde. Moenie 'n fout maak nie, dat ons lewens gebeur voor God. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur en deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. God het vir Noag gesê, God praat met Noag in hierdie omstandighede, die einde van alle mense het volgens my besluit aangebreek, want deur hulle te doen is die aarde vol geweld. Die aarde is vol geweld, nie as gevolg van 'n goeie God nie, maar mense wat verderflik is in hulle hart. Maak vir jou 'n ark, kyk ek gaan nie verdelg, kyk ek gaan hulle verdelg saam met die aarde, verwoes. Maak vir jou 'n ark van goferhout, jy moet die ark maak met verskillende ruimtes en dit van binne en buite met pik bestryk. Dit is hoe jy dit moet maak, die lengte van die ark 300, sy breedte 50 L, dis 'n metingseenheid, en sy hoogte 30 L. 'n dak moet jy vir die ark maak, 1 L vanaf die boonste rand moet jy dit afrond. Die opening van die ark moet jy aan die sykant sit. 'n onderste, middelste en derde verdieping moet jy maak. En kyk, ek gaan die vloedwaters oor die aarde bring, om alle vlees waarin die asem van die lewe is onder die hemel te verdelg. Alles wat op aarde is, sal omkom. Maar met jou maak ek 'n verbond. Jy sal in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou seuns se vrou en saam met jou vaders. Goeie leierskap in die huis is belangrik. Van alles wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elk na die ark bring, om hulle saam met jou aan die lewe te hou. Manlik en vroulik, daar's net 2 geslagte. Ek het gevoel ek moet dit net sê. Daar gaan 'n tyd kom wat dit nie net vrylik meer kan sê sonder om moeilikheid te kry nie. Manlik en vroulik moet hulle wees. Van elke soort voël, van elke soort dier, die katte kan jy los, ek joke julle, dit staan nie daar nie. Van elke soort kruipende dier op die grond sal 2 van elk na jou toe kom in die aarde om aan die lewe te bly. En jy neem van elke soort kos wat geëet word, behalwe eie vrug, dit kan jy los. Ek joke weer. En bring dit bymekaar by jou. Dit moet vir jou en vir julle as kos dien. Noag het dit toe gedoen. Net soos wat God hom beveel het, so het hy gemaak. Daar's 5 dinge, en as jy 5 woorde kan onthou, gaan jy dit onthou hierdie preek. Daar's 5 dinge in Noag se lewe wat hom 'n HD Christen tussen sy tydsgenote gemaak het, wat volle uiting aan dit wat God vir hom gegee het, geloof, na buitentoe uitdruk, waar sonder ek en jy nie kan nie. As hierdie dinge nie in ons lewe is nie, ter vergeefs, gaan ons probeer om die Christen wandel te leef. En dit begin by die eerste vers 8 wat sê, maar Noag. Dis in hierdie omgewing van Genesis 3, 4, Kain en Abel, 5, hier's chaos en korrupsie in die wêreld vermeerder, en dan lees ons, maar Noag. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Die eerste keer in die hele Bybel lees ons van die konsep van genade. Guns. Dis 'n God wat inleen onverdiend. O ja, Mattean, hy het so regverdig gelewe, hy was onberispelik en daarom nee. Jy kan nie die guns van God verdien nie.
Dit is 'n geskenk. Gevind impliseer geskenk. God leen in 'n lewe en hy gee guns. Hy gee genade. Dit is my en jou, liewe jong mense, dis ons enigste hoop om 'n verhouding met die Here te hê. Dis ons enigste hoop om ewigheid te beleef, is die guns van God wat ingeleen het. In Noag se lewe, in jou lewe, in alle lewens. Onverdiend. Efesiërs 2 vers 8 sê, jy is gered uit genade deur geloof. Dis dieselfde beginsel. God, en ek wil dalk vir jou uitlig, kan jy sien in wat se omgewing guns invloei? Wat was die omgewing van Genesis 4, 5 en 6? Die aarde was vol geweld, deur en deur sleg. Pas op, dat die duiwel nie vir jou jok oor guns nie. Oor my omstandighede, jy weet nie wat ek gedoen het nie. Ek weet nie, maar ek weet God se genade is groter as jou gemors. En dit vloei na die mens toe, hy verdien dit nie, maar God gee dit, want dis wie hy is. Nou, hoe kry ek en jy genade? Want sonder genade van God, gaan ons nie hoë definisie Christendom ooit beleef nie. Wel, dis in die persoon van Jesus Christus. Jesus Christus kom en hy verwesenlik, he embodies grace. En hy sê, ek maak dit nie net beskikbaar aan een, soos in Noag se tyd nie, maar aan almal. Sy behoefte is dat niemand tot verlore gaan nie, dat almal tot kennis kom van God. Dit gaan nie gebeur nie. Maar almal het die geleentheid om die genade van God te vind, want dit het verskyn. Daar's twee paaie in hierdie lewe. Die een is die genadepad, wat Noag geloop het, en die een is die verderflike pad, wat eindig in verwoesting, wat die ander mense geloop het in hierdie era, in daai era. En ons min dinge vir my wat dit so mooi uitbeeld, alhoewel dit in saadvorm is. Die idee van, hier kom 'n vloed van veroordeling, aarde, alle mense, it's coming, judgment, a flood of judgment gaan eendag kom. En jy's of in die ark, of jy's buite die ark. En hierdie verwoesting van alles waarna hy asem ingeblaas het, die prentjie wat dit skets vir ons, man, dit is lae definisie teen wat die heluitling gaan wees. Het jy die genade van God al gevind? Are you part of the grace race? Hierdie genade geslag. Die Here wil dit dalk vanoggend vir jou gee. Die tweede ding, na die genade van God, is geloof in God. God het vir Noag gesê, die einde van alle mense het volgens my besluit aangebreek. Want deur hulle te doen is die aarde vol geweld. En dan sê hy vir hom die volgende, kyk, ek gaan hulle verdelg saam die aarde. Maar hoorie, ek sien dit nie, Here. Waar moet ek kyk? Maak vir jou 'n ark van goferhout. Wat is 'n ark? Nog nooit het iemand so groot skip gebou nie. Waarvan praat hy? Maak vir jou 'n ark van gofer. Jy moet die ark maak. En dan vers 17, dan sê hy weer God, en ek, kyk, gaan vloedwaters oor die aarde bring. Waarvan, ek het geen konteks waarvan hy praat nie. Daar was nog nooit so vloed gewees nie. Maar God sê vir Noag, kyk. Hebreërs 11 vers 1 praat van ware geloof. Dis hierdie vaste oortuiging, hierdie conviction in dinge unseen. Noag het genuine geloof gehad. Genuine geloof wat uitgedruk word in gehoorsaamheid. Al het hy nie 'n raamwerk nie, al verstaan hy nie presies wat Jesus sê nie, hy bou sy hele lewe, meet gou jou lewe hier aan, hy bou sy hele lewe op een woord van God.
En hy het 950 jaar oud geword. Man, that's a long time om jou lewe op die woord van God te bou. HD Christene sal hulle lewe op die woord van God bou. Baie keer wil ons eers gehoorsaam as ons sien of verstaan. As dit net ek. Die skrif sê, flee from immorality, en dan is die jong mense in 'n seksuele verhouding buite die huwelik, en dan, maar ek is lief, ek verstaan nie. Flee, jy hoef nie te verstaan nie. Vertrou in God, as jy 'n verstaan issue het jy dalk eerder 'n vertroue issue, jy verstaan dalk nooit nie. Baie keer in ons lewens wil ons eers mooi sien. En in die evangelie werk dit andersom. Geloof kom voor begrip. Die gees van waarheid lei jou in waarheid. Voor dit sal dit bloot intellektuele kennis wees. Noag het geloof gehad en hy het nie gesien nie. Hebreërs 11 vers 7 sê, en dis Noag, ja, hy is deel van hierdie faith heroes. Deur geloof het Noag, toe hy goddelike opdrag ontvang het, oor dit wat hy glad nog nie gesien het nie, dan gaan dit aan 'n ark voorberei. Sou jy met God begin redeneer het, as hy vir jou al hierdie goed gesien het, wat jy nog nooit gesê het, wat jy nog nooit gesien het, dalk nie verstaan nie, sou jy begin redeneer of gehoorsaamheid wees? Ek dink die meeste van ons gaan sê, Here, maar wag net gou 'n bietjie, moet nou nie die baba met die badwater uitgooi nie, moenie so radikaal wees nie, kom ons praat hieroor. Dis nie wat ons sien in Noag se lewe, wat 'n ongelooflike lewe gebou het, geleef het nie. Nommer 3, as jy genade ontvang het, gevind het, en jy het geloof in Jesus Christus, is daar 'n deur wat oopgaan vir jou en net vir jou, wat genade en geloof het, om te beleef wat Noag beleef het, nabyheid met God. Noag het naby God geleef. Van die vertaling sê soos met Enoch, he walked with God. In hierdie gemors, in hierdie donker wêreld, een ou, he walked with God. Man, what a great grafsteen. As ek nog nie 'n ander een kies nie, sit hom, as dit waar is, op myne. Man, dis die mikpunt. Hy het naby God imagine dis waar van ons lewens, en niemand kan dit op jou grafsteen skryf. What a sentence of great hope. Hy het naby God geleef, ek dink daar in die agterrand, and now he sees face to face. Man, is dit jou doelwit in jou lewe, is dit waantoe als mik? Ouens soos Noag, ouens soos Daniel waar ons gaan praat, Elia, Joshua, ons gaan nie oor hierdie ouens praat nie, Paulus, Petrus, maar ouens soos dit, wat naby God geleef het, het nie toevallig daar uitgekom nie. They had a relentless pursuit of holiness. David was nie perfek nie, Joshua was nie perfek nie, Noag was nie perfek nie, maar daar waar daar gemis is daar 'n bekering gewees. Daar's 'n ek is opreg jammer, want hier's wat jy moet weet van hoe jy leef. Dit beïnvloed hoe jy hom beleef. Ons is vinnig om te skei daai twee realiteite. My leefstyl het 'n invloed op hoe ek hom beleef. Ons is vinnig om te sê, maar ek voel ver van God, sonder om 'n audit van ons lewe te doen. Hey, maar waar was my voete, my gedagtes en my mond die laaste week? Ons is vinnig om dit te ontkoppel. HD Christene besef dat God is heilig, en hy kan nie met guns op onheiligheid aanhou kyk nie. Hy is te heilig vir dit. En is daar dalk iets waar die Here tans met jou mee praat en sê, ek dink, ek wil dit wegvat uit jou lewe. Dit steel intimiteit.
Daar's niks lekkerder as nabyheid met God nie. Psalm 55 vers 22 sê, en dis die digter wat sê wat naby God is, cast your burdens onto the Lord. He will sustain you, for he cares for you. Daar's niks so lekker soos 'n God wat naby jou is, want jy kan jou burdens op hom sit. Psalm 23, hy lei my na hierdie stille plek toe van rus. Hy lei my deur die vallei van donkerte. Dis nabyheid. Psalm 40 praat van, he picked me up, he lift me up out of the miry clay, he set my foot upon a rock. Hy het my uit die sondige lewe uitgetrek, dis nabyheid, dis inleen genade, en hy het my gevestig op Christus, veilig vir altyd. Psalm 105, 115 sê, die woord van God is 'n lamp, dis net hier by jou. 'n Lamp is hier by jou. 'n lig vir my pad. Man, beleef jy nabyheid met God? Dis beskikbaar vir jou. Hy is nie 'n ver God nie. Dis beskikbaar as hy inleen in jou lewe, en jy sit jou geloof in Christus, sal jy nabyheid met God kan beleef. Nommer 4, voorlaaste ene. Ek lees vir jou die skrif. Noag het dit gedoen, amper soos wat God hom beveel het. Hy het amper so gemaak. Is daar nou iets anders? Tannie Rita, Tannie moet vir my sê, man. Noukeurige gehoorsaamheid is 'n kenmerk van iemand wat genade ontvang het, geloof in Christus gesit het en naby God leef. Noukeurige gehoorsaamheid, nie kieskeurige gehoorsaamheid nie. Nie amper nie. Man, kom ons wees gou eerlik met mekaar. As jy daai hoofstuk lees en jy hoor al hierdie goed wat jy moet doen, 3 verdiepings, 1 deur teen die kant. Wow, maar ek het 'n plan, Here. Logisties gaan dit my help as ons 'n deur aan daai kant ook sit, dan kan ons. Wat van 4 verdiepings? Wel, wat van ander hout? Wat van net pik buite? Jy weet wat sou gebeur het. Hoekom dink ons dit is anders vir ons as gelowiges? Wat is missing in ons lewens dat ons so vinnig kieskeurig gehoorsaam en so stadig noukeurig gehoorsaam? Ek dink daar's 2 redes. Die een is, ons verstaan nie die genade van God in sy volheid nie. Ons het gehoor, genade leen in en dit red jou. You are saved by grace. Genade red jou, maar genade rig jou ook. It gives you a new direction. You are saved by grace through faith, en dan gaan dit aan, en ek het vir jou hierdie goeie werke in Christus voorberei. Dis vers 10 en 11, waarin jy moet wandel. Genade red jou nie net uit die gemors nie, dit gee vir jou lewe 'n nuwe rigting. In heiligheid, gebou op die woord. Titus 2 vers 11 praat van hierdie selfde genade. Dan sê Paulus vir 'n jonger man, hierdie genade van God wat ons gered het, is besig om ons te leer how to say no for our ungodly, worldly passions, en om ja te sê vir geregtigheid in hierdie lewe. Grace empowers. Dit red jou en dit rig jou. As dit jou nie rig nie, maybe you didn't get grace. You got cheap grace. Iets wat jy vir jouself gee, nie wat Christus vir jou gee nie. Dietrich Bonhoeffer het hierdie mooi term, cheap grace. It's the grace that individuals bestow on themselves. Maar God sal verstaan, God is genadig. Hy is al daai goed.
maar sy genade is ook kragtig en is duursaam gewees. Vrug verklap ons altyd, of die afwesigheid daarvan. Ek dink as iemand wat saam met julle Jesus soek, en iemand wat hierdie gemeente lei, is my grootste bekommernis altyd. Ek hoop nie iemand is misleid nie. Ek hoop nie ons begrawe iemand en sing, prys die Here, hy het hom gered, maar hy is nie gered nie. Ek hoop nie ons sit in kerk, ons dien, ons is 'n deel van 'n connect groep of wat ook al. Ons is deel van die groep buitekant, maar ons is nie deel van die grace race nie. Men, dit sekerlik my grootste bekommernis altyd. Noukeurige gehoorsaamheid. Hoe lyk kieskeurige gehoorsaamheid vandag? Moenie steel nie. Nee, maar dis 'n maklike een, Jan, ek steel nie. Wel, is jy besig om al jou kontant wat in jou besigheid inkom te verklaar? Kieskeurige gehoorsaamheid. 'n Trust issue in God, wat die voorsiener is. Jy sê deur jou aksie, ek kan hom nie vertrou vir my voorsiening nie. Ek moet 'n ander plan maak vir voorsiening. Kieskeurige gehoorsaamheid. Noukeurige gehoorsaamheid sal in 'n klaskamer en sit ouens, ons moenie oor hierdie praat nie. Dis nie goed vir ons siele nie. Ek stap weg as 'n jong kind van hierdie gesprek af. Dis noukeurige gehoorsaamheid. Kieskeurige gehoorsaamheid is, daar's sekere WhatsApp groepe waarop ek weet ek nie moet wees nie, want daar's goed wat daarop verskyn, wat nie goed is vir my nie, maar dis okay. Ek gaan Sondag kerk toe. Flee from immorality. Don't fight it. Noukeurige gehoorsaamheid versus kieskeurige gehoorsaamheid. Don't be drunk on wine, but be filled with the Holy Spirit. Die res van die Bybel, ek weet dit, maar daai ene, kieskeurig. Ek gaan drink wanneer ek wil drink, hoe ek wil drink. Ek het nie die Heilige Gees in my lewe nodig nie. Dit is die begin van verwoesting in jou lewe. As jy nie hoor en noukeurig gehoorsaam, is jy die dwaase mens wat jou huis bou op 'n sand. And the destruction will be great and it will be complete. But there's a God who can lean in. In fact, hy het ingeleen klaar in Jesus Christus. Die ander rede, en hier is die sleutel, dink ek, in hierdie teks, hoekom ons baie maklik inblend met die res van die mense in Namibië, as Christene. 1, ons verstaan nie genade goed nie. 2, is in hierdie volgende vers. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear. As jou geloof, as my geloof, nie ingedring word, gepermeate word met die vrees van God nie, sal dit nooit blom nie. Dit sal nooit uitkom wat dit sal nooit high definition word nie. Die promises of God het waar geword vir jou, jy is gered, maar man, dis net. Daar's soveel waarop jy uitmis. Die vrees van God is nie iets wat ons passief maak nie, en miskien is dit hoe jy groot geword het met 'n vader wat, man, ek is verskriklik bang, daar's angs, dis nie dit nie. Perfect love casts out all fear. So dit is nie angs waarvan ons praat nie. Dis nie angs wat my passief maak nie. Dis 'n reverent fear. Dis 'n vrees wat elke woord van God in hierdie Bybel van jou as gewigtig hanteer. Nie opsioneel nie.
Dis 'n gewig, 'n vrees wat respek het vir sy autoriteit en vir sy almag. In fact, the fear of the Lord is the beginning. Beginning impliseer die fondasie. Dis hieronder. Ons kan nie dink, Tian, jy kan nie dink, dat jy gaan vrug dra in jou lewe, sonder die vrees van God in jou lewe nie. Imagine Noag en die familie in daai ark, en hier gebeur wat God gesê het gebeur. Presies soos, imagine die reverent fear. Noag het dit gehad reeds, want hy het gedoen wat God gesê het, maar imagine die ander, wow, met wie het ek hier te doen? This is not a man. Die vrees van God in 'n era wat sê autoriteit, spontaniteit, let's just roll. Man, it is missing in ons era. En daarom blend ons so in met die res van die wêreld. Het jy die vrees van God? Sien jy sy grootheid, sy almag, sy heiligheid? Dit is 'n katalisator vir vrug in jou lewe. Dis 'n katalisator vir noukeurige gehoorsaamheid. Dit sit wat hy ingesit het, dit werk dit uit. En ek kan nie my voete by daai kroeg sit nie. Dis nie waar ek hoort nie. Ek het die vrees van God oor my. Wat as hy hier aankom nou? Ons het so by Victory Training gespot. Van ons gaan dan vinnig die remote moet gryp en die TV moet afsit. Waar is die remote? Die ander ene. Skilder Jesus. Is dit nie wat ons baie keer doen nie? Die vrees van God hou ons veilig in die genade van God. Ek wil vir jou een aanhaling, twee aanhalings lees. Die een is van Calvin. When faith is treated of simply, net plain geloof, mercy and the gratuitous promise come into account. Daar kom iets in account. But when we wish to express all its parts, ek hou van hoe hy dit sê, and to canvas its entire force and nature, it is necessary that fear also should be joined with it. Weet jy wat is die gevaar? Gaan gou na Hebreërs 11 toe wees 7 asseblief die Engelse ene. By this he condemned the world. Wat beteken dit? Is die gevaar? Noag het so anders gelewe dat hy soos 'n pysie uitgestaan het in die donker wêreld. Sy goeie werke, sy lewe het vir die ander gewys, julle mis dit. Dis die konteks van veroordeling daar. Die hoop is dat hulle sien, dis hoe waarheid lyk. Dis hoe ware lewe lyk. Dis hoe wysheid lyk. Maar nee, jy kies anders, jy's klaar veroordeel. Kan ek jou hierdie vraag vra? Veroordeel jou lewe ander mense wat buite God is op daai manier? Of bemoedig jou lewe mense om aan te hou lewe soos hulle lewe buite God? Christene, maak nou mistake about it. Jou lewe wys ook ek leef in die waarheid. Wys of dit, dis 'n veroordeling op 'n goeie sens, met die hoop dat daar bekering sal kom, of jy bemoedig mense. As ons as Christen manne leef soos die ander manne leef, drink en praat soos hulle praat, wat sê ons vir hulle? Dis alright, nie worry nie. Dis eintlik no biggie, moenie worry nie. Sien jy die gevaar in lae definisie Christenskap? Die hoop is dat ons hoë definisie Christenskap sal uitleef. Dat ons hierdie genade wat hy beskikbaar maak as 'n gemeenskap, en dis die laaste punt, sal uitleef sodat mense sal sien, o, lig en sout, city on the hill, Jesus leef. Hierdie lewe van high definition Christenskap kan jy nie op jou eie kry nie. Jy is nie gemaak
om hierdie alleen te pursue nie. Daar is sekere dinge wat jy weet God in jou lewe wil verander. Daar is ander dinge wat jy nie weet hy wil verander nie, maar as iemand naby jou kom, hulle sal dit sien. Jy is nie gemaak om hierdie alleen te stap nie. Die hele Bybel is vol van dit. In Efesiërs 2:22 is hierdie vers wat hy sê, hy maak ons bymekaar. Ek kan nie, hier sê, and we are being built together. Man, ons het so 'n era van ek isoleer my, ek sal my dinge uitsort met God alleen en alleen groei. Dis gevaarlik. We are being built up together. Petrus praat van ons is lewende stene. Dit praat van daar's kontak, ons het unity, ons is in mekaar se spasie. Het jy mense in jou spasie? In hierdie gemeente? Waar saam jy wandel? Join jy dalk 'n connect groep? Wandel saam mense, moet dit nie alleen doen nie. Die hele aarde was vol geweld. Want daar was een ou wat 'n HD Christen was. Habakuk, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover. As ons 'n gemeenskap is, wat genade ontvang, geloof het, noukeurig gehoorsaam, al die dinge waar ons gepraat het, en 'n gemeenskap is wat dit doen, sal die aarde nie noodwendig gevul word met geweld nie, maar met die glorie van God. Hoe ons dorpe daar buite lyk, is die verantwoordelikheid van die Christene. Is daar dalk 'n area in jou lewe waar die Here lig wil inskyn? Is daar dalk 'n area wat jy voel, man, dit is te oorweldigend groot. Ek kan dit nie los nie. Ek kan nie hierdeur kom nie, ek het hulp nodig. Wel, ek dink die Here leen vanoggend in. So kom ons sluit ons oë. As jy vinnig 'n audit van jou lewe moet doen, hoe wil die Here hê jy moet reageer? Miskien sê jy, Tian, ek is buite Jesus. Ek ken nie Jesus nie. Sal jy asseblief na die tyd saamkom, daar in die hoek, links agter my, links agter, dat ons saam met jou kan bid? Gaan jy nie nou vorentoe roep nie. Miskien kom jy agter, man, ek is iemand wat baie kieskeurig gehoorsaam. Sal jy dit voor die Here sit? Miskien kom jy agter, man, I have isolated myself from community. Sit dit voor die Here en begin wandel in die ander rigting. Dis bekering. Dis 'n heeltemal nuwe rigting. Dis nie net ek sê nie, maar ek wandel nou in 'n nuwe pad. Ek weet die Here wil aangaan om gewoonte sondes in ons lewens te breek. So as jy sit vanoggend en man, ek weet daar's iets wat hy wil wegvat. Vertrou op die Here vanoggend om bonatuurlike werk te doen. Na 38 jaar, hoe lank ook al julle gesê het, Johan, het dit opgehou. Ongelooflik. Here, sal U dit vanoggend doen? Sal U ons 'n mense maak wat hoë definisie Christendom uitleef in ons dorp? Here, want U is waardig van dit. Ek wil jou uitstuur vanoggend met 'n seën. Mag die genade van God, wat in lewens inleen, te midde van gemors, met jou wees. Mag jy deur die deur van geloof stap en nabyheid met God beleef. Mag jou lewe gekenmerk word aan righteousness, aan heiligheid, aan volkome gehoorsaamheid, noukeurige gehoorsaamheid. En mag ons as 'n gemeenskap
nie geweld versprei nie, maar die glorie van God versprei in Okahanja, in Windhoek, in Namibië en waar ook al jy gaan. Ek seën jou met dit, met die vrede van God. Gaan dan so uit en wees lig en sout. Amen.